Steek net jou hande saam met my op in die lig en sê net, Here, U is waardig om aanbid te word. Met my hele hart en siel en verstand aanbid ek U vanoggend. Ek verklaar my liefde aan U, my oorgawe tot U. U is waardig en ek aanbid U. Ek aanbid U. You are worthy, Jesus. Hallelujah, amen. Praise God. Jy kan jou plek neem. Vertrou die Here ontmoet ons tieners waar hulle met die tienerkerk daar buite bymekaar kom. Mag die Here met julle wees. Ek weet ook ons kinderkerk wat hier langsaan is totaal en al georiënteer om Jesus vir ons kinders te gee. Hulle word nie net besig gehou terwyl ons hier is nie. Daar is gebed en beplanning wat in dit ingaan om Jesus vir ons kindertjies te gee. Amen, prys sy naam. Baie welkom in die huis van die Here, en ek glo dat die Here het 'n afspraak met my en jou wanneer ons sy woord vat en ons maak dit oop, dan weet ek en jy, dis 'n lewende boek. Dis 'n boek wat bedoel is om vanoggend iets vars aan ons te kommunikeer. Dis nie asof ek en jy iets kan lees en sê, o ja, ek het dit al gelees, ek weet wat daarin staan, en dit is, ek verstaan dit nie. Nee, dit is nuut en is lewendig en is bedoel vir my en jou uit die troonkamer van God, om te ontvang wat die Here vir ons voorberei het. So sê bietjie vir die persoon langs jou, wees vol verwagting. Maar sê dit met 'n glimlag op jou gesig. Be expectant. Amen, ons moet vol verwagting wees. So Marie leer ons dat jy moet 'n notaboekie bring en jy moet 'n pen hê, want jy moet verwag dat jy iets gaan neerskryf, want jy ervaar die Heilige Gees met jou deel. Jy weet, jy kan nie net sê, okay, ek gaan slegs neerskryf iets wat ek nog nooit in my lewe gehoor het nie. Want die kans dat jy iets splinterniets gaan hoor, is baie skraal. Maar wat God se Gees voorberei het vir jou om te ontvang vanoggend, dit is waarvoor jy op die uitkyk moet wees. En dat jy mag glo, God het iets vir jou spesifiek voorberei. En jy het dit so mooi gesê vanoggend. Hy ken jou by jou naam. En jy is so spesiaal vir hom. Jy is so waardig dat God geweet het, jy gaan in hierdie moment en tyd hier wees. En hy wil hê jy moet beleef wat hy voorberei het vir jou. Amen. So daarom sê ons, wees vol verwagting. In Exodus hoofstuk 33 is daar iets enorm wat gebeur. Iets so fenomenaal, dat ek en jy lees dit en ons weet dit is bonatuurlik. En dit gaan hier oor Moses. In Exodus 33 vers 11 lees ons dat God het met Moses gepraat, soos 'n vriend, van aangesig tot aangesig. Het God met Moses gepraat. Soos wanneer ons verwelkomingsspan hier buite is, en ons nie net hierdie glimlaggies op hulle gesigte sien nie, maar ons soms sien hoe hulle ons vashou en hulle druk ons en hulle verwelkom ons met daai reuk van daai koppie koffie wat Buddy vanoggend so in sy hand gehou het. En jy voel soms hierdie is werklik en dit is tuis en is verwelkomend, maar dit is eg, nê? En dit is hoe Moses vir God beleef, aangesig tot aangesig, 'n vriend tot 'n vriend. En hierdie week het ons met The Awe of God, 'n kursus wat ons hier aanbied, gehoor hoe die grootheid van God ons uitnooi, om nie net diensknegte vir hom te wees nie, maar hy wil ons graag sy vriend noem, en hy wil ons uitnooi om intimiteit met hom te hê.
Maar as ons in Eksodus 33 gaan lees, dan kom ons agter, dit is 'n gedeelte waar God vir Moses sê, dat hy moet daardie volk uit Egipte lei in die land Kanaan in, na die land van belofte, die land van melk en honing, 'n toekoms wat beter lyk, 'n toekoms wat vir hulle en hulle gesinne belofte inhou. Dit is die opdrag wat God vir Moses gee. En ek wil eintlik sê op 'n manier dat ek en jy daar dieselfde opdrag. God plaas ons op aarde met 'n doel om te leef. Hy sê, Christus het gekom, Johannes 10 vers 10, om lewe te gee en lewe in oorvloed. Ons is hier om hierdie lewe voluit te leef, om daai oorvloed te beleef, om uit te gaan in hierdie lewe vierkantig in die oë te kyk en 'n toekoms binne te gaan en te sien vir ons en ons gesinne is daar 'n land van belofte, 'n land van potensiaal. God het jou geskep om 'n merk te maak, om hier op aarde uitdrukking te gee van sy glorie en heerlikheid wat in jou is. En wanneer ons klaar geleef het op aarde, strek dit weier. Dit gaan tot in die ewigheid waar ons hierdie belofte het van die land van melk en honing, Kanaan, die hemel, in God se teenwoordigheid vir ewig en ewig. God gee hom hierdie opdrag van die Israeliete en lei hulle na die land van Kanaan. Maar dit is 'n enorme druk om 'n leier te kies en te sê, jy moet dit gaan doen. En Moses het nie net spesiaal gevoel en gesê, wow, God het my gekies nie. Hy het die verantwoordelikheid besef. Hy het geweet wat sy taak lê daarvoor hom, want hulle moes trek deur 'n woestyn. Hulle moes die Kanaaniete en die Jebusiete en die Ferisiete en die Hetiete en allerhande verskriklike volke gaan trotseer. Hulle het geweet dat hulle het 'n opdraande stryd voor hulle. En dan lees ek hierdie baie mooi gedeelte waar Moses sê, jy kan dit saam met my lees in vers 15. If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Ek en jy kan vir mekaar sê, ons is net soos al die ander miljoene ander mense op aarde. Daar's klein verskilletjies. Party van ons is langer en party van ons is korter. En party van ons het wit velle en party van ons het donker velle. Party van ons is miskien meer sportief as 'n ander een en party van ons is dalk bietjie meer intellektueel as 'n ander een. Maar eintlik is ons maar almal dieselfde. Wat gaan maak dat mense om my sien dat God behaag my en dat God wil my gebruik en dat God het 'n plan met my. As hy nie met my saam gaan nie, as hy my nie vul met sy heerlikheid nie, as hy my nie seën met sy Heilige Gees en die wysheid wat ek nodig het nie, hoe kan ek enigstens waag om vorentoe te gaan? En daarom sê Moses, Here, ek sal nie gaan as u nie met my saam gaan nie. Weet jy wat het God vir Moses gesê, wat maak het Moses hierdie reaksie het? God sê vir Moses, ek stuur jou uit na die land van Kanaan, en ek sal my engele bevel gee om met julle saam te gaan. Maar God sê vir Moses, ek gaan nie met jou saam gaan nie, want ek ken hierdie volk. Hy sê, I know the stiff-neck people. Wat beteken dit? Ek weet hoe ongelowig jou mense kan wees. Ek weet hoe twyfelagtig hulle kan wees. Ek
weet hoe vol rebellie hulle kan wees. Ek weet hoe kan hulle murmureer. Ek weet hoe vol sonde kan hulle wees. Ek weet hoe vol van hulle self kan hulle wees. Ek weet hoe onwillig hulle is om na my te luister. Hoe ongehoorsaam hulle is. I know the stiff-necked people. En ek kan nie met julle saamgaan nie, want ek mag julle dalk op pad so en toe destroy. Dis wat God vir Moses sê. Jy weet, op reis vir my en jou. Ek en jy identifiseer met die Israeliete. Want soms het ek twyfelgedagtes. Soms is ek ongehoorsaam. Soms sukkel ek om God se woord te vat en dit te doen in my lewe. Soms sukkel ek om God naby my en om my te sien. Soms voel ek hom nie. Soms beleef ek hom nie. Soms is ek ook in 'n rebellie. Is dit net ek? Of klink hierdie pastoor vir julle 'n bietjie onheilig? Jy sien, God ken die mens. En God in sy grootheid en in sy heerlikheid sê ek kan nie met julle travel van wie julle is nie. En as dit so was in die Ou Testament, prys die Here vir God wat self toegetree het en hy openbaar homself. Hy manifesteer homself in die vlees deur sy seun Jesus Christus om onder ons te kom woon, om soos ons te word, maar sonder sonde. Die uitdrukking van God se heerlikheid wat in die vlees kon demonstreer. Daar is hoop. En wanneer ek en jy nou na God die Vader gaan en ek roep sy naam aan, dan kom ek in die naam van Jesus. En God kan my aanvaar. Ek kan vra, Here, ek sal nie kan aangaan as U nie met my saamgaan nie. En al hoekom God met my kan saamgaan, is as gevolg van Jesus. Ek sê altyd, sien dit so, wanneer ek God aanroep in die naam van Jesus, dan het ek God se reaksie. En wanneer hy na my kyk, al wat hy sien is die bloed van Jesus. Hy sien my nie eers nie. En wanneer hy so deur die bloed van Jesus na my kyk, dan sien hy heiligheid. Hy sien regverdigheid, hy sien verlossing, hy sien my mooi gesindheid, hy sien my oorgawe, hy sien dat daar's potensiaal, want hy kyk deur die bloed van Jesus na my. Wanneer ek God die Vader aanroep, en nou kan hy met my saamgaan. Ek kon nie vanoggend op hierdie platform kon staan, as ek dit nie kon oorgee in my hart, hierdie hele week en sê, Here, Sondag, praat ek met u kinders. Sondag kom nader, Here. Reinig my, heilig my, wees met my, praat met my, berei iets voor wat u vir u kinders wil sê, want Here, ek kan dit nie doen sonder u nie. Ek weet dat hierdie week lê voor jou. Miskien is daar uitdaging wat kom. Miskien is daar pyn in jou liggaam en jy het nodig om asem te haal of iets te gaan doen. Miskien is dit dat jy rekeninge moet betaal of iemand in die oë moet gaan kyk. En ek weet, dit is dalk soos 'n groot berg voor jou. Maar wees saam met my op daai plek vanoggend wat jy sê, Here, ek kan dit nie sonder u gaan doen nie. Wees met my. Wees saam met my. Begelei my. Maak die pad oop voor my. Samuel 22 vers 30. For by thee I have run through a troop, and by my God have I leapt over a wall.
Met my God loop ek 'n bende storm, sê Dawid. Met my God spring ek oor 'n muur. Wanneer ek weet God is met my, vul dit my met waagmoed. Kan ek in geloof sien hoe die uitkoms in my guns uitwerk? Kan ek glo dat sy woord is waar wanneer dit sê, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet? Ek kan dit glo, want God is met my. Ek glo dit, ek sien dit, ek weet dit, ek ervaar dit, ek voel dit. Maar vanoggend het die Here hierdie woord voorberei vir my en jou, vir die tye wat ons nie so oortuig is daarvan, dat God met ons is nie. Die woord sê dit, en ek wil vir jou sê, hy is nie 'n man dat hy sou lieg nie. God se teenwoordigheid, God se ondersteuning, en God se krag, is met jou. Wanneer God sê ek is met jou, dan is dit sy teenwoordigheid, dit is sy ondersteuning, en dit is sy krag wat met jou is. Dis nie maar net 'n gedaante wat saam met jou gaan nie. God kom in sy volheid, en alles wat hy aanbied, en hy's met jou. In Jesaja 41 vers 10, sê die skrif, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. In die Nuwe Testament, Matteus 1 vers 23 sê dit, behold, the virgin shall be with child. Dis Maria Magdalena. And she will bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God is with us. God is with you. God is saam met jou, God is vir jou. Paulus sê dit as, God vir my is, wie kan teen my wees? God is with you, God is saam met jou, God is by jou, en God is vir jou. Glo jy dit? Andries en Bernardine, God is saam julle in hierdie swangerskap, en God is vir julle in hierdie swangerskap. Glo julle dit? Die werklikhede, die praktiese realiteite in ons lewens, dis waar dit van toepassing raak. Dis nie 'n storie wat maar ons lees wat 2000 jaar terug gebeur nie. Hierdie is van toepassing vir ons. God is met jou. In Matteus 28 vers 20, behold, I am with you always to the end of the age. Dit was nie net bedoel vir 2000 jaar terug nie. Ek is met jou tot aan die einde van tyd. Daar gaan 'n einde kom aan tyd. Daar gaan 'n einde kom in hierdie lewe soos wat ek en jy dit ken. Maar die Here sê hy gaan saam met ons wees tot dan toe. Iemand praat met my oor, maar hoe verstaan ek hierdie laaste dae? Ek sê al wat ek nodig het om te verstaan is, God het gesê dat ons nie onkundig moet wees oor die tye en geleenthede nie, sodat ons nie bang hoef te wees nie. Daarom sê hy vir ons, hy is met ons. Hy sal ons help, hy sal die weg vir jou gee. Moet nie te veel worry oor die detail nie. As jy 'n kind van God is, kan jy maar voluit leef. Jy kan môreoggend opstaan en sê, ek vat hierdie dag voluit. Jy kan in 2026 in die oë kyk en sê, ek gaan hierdie jaar voluit vat. Jy mag maar vir jou 'n pensioen uitneem en sê, ek gaan op my ou dag 'n goeie dag wees, ek beplan vir 'n vol lewe. Ek beplan nie om oor 'n jaar dood te gaan nie. Ek gaan sit nie in die hoekie en wonder of die einde van die wêreld is en hou op leef nie. Ek en jy as kinders van God het 'n doel en ons gaan voluit leef op aarde. Totdat Jesus kom, of totdat ek my asem sou uitblaas. Maar daar's nog 'n vol lewe vir my en jou vorentoe. Want God is met my en jou.
Hy het 'n plan met my en jou. Hy gaan die weg bepaal. Hy gaan die koers en die rigting bepaal. Hy gaan jou vul met wysheid en hy gaan jou seën met mense om jou en jy gaan met daardie doel na hulle kyk en sê, Here, hoe wil U my in hulle lewens gebruik? Miskien is dit 'n jong mens. En jy het dalk 'n rol wat jy moet vervul in iemand se lewe. Miskien is dit jou familie en God wil jou gebruik om hulle te beïnvloed. Met jou woorde, of met jou glimlag, of met jou lewenstyl. Een waar jy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar jy het 'n rol om te vervul. Jy het 'n doel. En jy kan dit net uitleef, en hulle gaan dit net erken, as God met jou is. Jy kan dit op jou eie gaan doen nie. Moet dit eers probeer doen nie. Moet nie eers probeer om die eer te vat nie. Wees soos Moses wat sê, Here, as U nie met my saam gaan nie, kan ek dit nie doen nie. Gaan ek dit nie doen nie. Want dit is hoe die mense gaan onderskei wat tussen my en iemand anders gebeur is. God is met my. God se vrede skyn uit my uit. God se liefde is sigbaar in my woorde en in my dade. God is sigbaar in die manier ons kinders groot maak. God is sigbaar in die keuses wat jy uitoefen vir jou gees, jou siel en jou liggaam. Dis die keuses wat ek en jy uitoefen, wat maak, wat bewys, God is met my. Ek en jy is anders, ons is nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Ons lyk anders, ons klink anders, ons doen dinge anders, want God is met my. Johannes 14 vers 21 sê, He who has my commandments and keeps them, he is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him. And I will manifest myself to him. Kom ons kyk gou wat sê hy hier. I will manifest myself to him. I will display myself to him. I will exhibit myself to him. I will reveal myself to him. I will demonstrate myself to him. I will show up. Hoe mooi is dit? Lekker Engels, lekker omgangstaal. I will show up. When God shows up. Dis wat Moses anders maak. Dis wat die volke laat wys het. Ons moet bewe, al is ons in ons massas en ons in miljoene en hulle is 'n handjie vol. God showed up where Moses and his people went. God showed up. Voordat ek en jy aankom by 'n plek, moet mense sê, God is showing up. Want ek en jy het daai authority. Nie ek nie. Christ in me, the hope of my glory. Christ in me. God is showing up wherever I go. God shows up. Ons hanteer probleme anders. Ek het gesê, God het homself kom manifesteer deur Jesus Christus. The perfect image of the Father. God manifesteer homself, God openbaar homself, God dag op in sy woord. Jy kan sy woord oopmaak en jy gaan sien, hy manifesteer homself deur sy woord. Hier is die standaard, hier is die riglyne vir my en jou pad, dis die lamp op ons voetpad. Dis sy planne, dis sy riglyne vir ons lewens. Jy kan maar net rondom jou kyk, na die skepping. En jy sal hoor dat die mees intellektuele mense staan op plekke dan sê hulle, hier is iets anders. Ek kan dit nie met wiskunde verklaar nie. Ek kan dit nie met my teorieë verklaar nie. Dis bonatuurlik. Dis God. Ek lees 'n verhaal van 'n man, hy's 'n spesialis in oogkunde.
En hy was 'n ateïs. En hoe verder in sy studies gaan, en hy net die oog bestudeer. En hy die werking van die oog verstaan, draai sy lewe om, hy sê, hierdie kan nie toevallig wees nie. Daar's geen verduideliking vir die fenomenale wonderwerk, wat het is om te kan sien nie. As die kleinste, maar kleinste dingetjie, verkeerd sou gaan, sal jy totaal en al donkerheid hê, jy sal nie kan sien nie. En so fenomenaal is dit, dat God homself openbaar, deur die skepping, deur net te kyk na sy hande werk, en dis hoe God homself manifesteer. Deur sy Heilige Gees, wat in ons werk. Jesus het gesê, ek laat julle nie as wees agter nie. En ek stuur die Heilige Gees om julle te herinner aan alles wat ek julle geleer het. Die trooster, die Heilige Gees, ons ervaar God persoonlik in ons en by ons, deur die werking van sy wonderlike, lewende, Heilige Gees. God manifesteer wie hy is. Sy karakter. His nature. Dis hoe hy homself openbaar. Sy glorie soos Moses, wat gesê het in Exodus 33, wys my dan u heerlikheid. Toe sê God vir hom, ek sal my goedheid voor jou laat verbygaan. I will let my goodness pass you by. But my face no one may ever see because you'll die. No one can live in the face of God. En hy sê, ek sal jou in 'n rotsskeur wegsteek, ek sal my hand oor jou hou, en wanneer ek met my heerlikheid verby jou gaan, en ek my hand wegvat, dan kan jy my van agteraf sien. Dit is 'n groot heerlikheid van God is. Hy openbaar sy heerlikheid aan ons. As ek en jy maar net sê, soos Moses, ek wil dit sien. Show me your glory, Lord. Die Here sê, vra en jy sal ontvang. Soek en jy sal vind. As jy nie 'n begeerte het na hom nie, moenie verwag om hom te sien nie. Vra na my en ek sal jou antwoord, sê die Here in sy woord. Wanneer God homself openbaar, dan sien ons wonderwerke. Dit was nog altyd so in die Ou Testament, dit was nog altyd so in die Nuwe Testament, en ek en jy getuig daarvan, dat daar was in ons lewe wonderwerke. Geen een van ons, tensy jy nie dit graag wil sien nie. Nie een van ons kan sê, dat nog nooit iets bonatuurlik in ons lewe gebeur nie. Of jy dit ervaar, of jy dit gesien, maar ek en jy dien 'n God van wonderwerke. Profesie wat in vervulling kom, ons sien dit. Ek en jy sien hoe die woord wat gespreek was, wat deur soveel skrywers op soveel tye reg deur eeue heen geskryf was, en dieselfde belofte van die Messias verkondig het. En dit het so gebeur. 'n Maagdelike geboorte, die seun van God, wat deur die mens verwerp was, wat verbrysel was vir ons sonde, wat aan 'n kruis gehang het, en opgestaan het uit die dood. En ek en jy lees oor die skrif wat sê, wat gaan kom, en ons sien hoe dit voor ons oë in vervulling kom. Die woord wat geprofeteer is. So spreek die Here, sê die woord. En ek en jy sien God, hy manifesteer hom, deur profetiese woord. Ons sien, deur net in ons innerlike oortuiging, in ons eie lewens, sien ons en ons ervaar God, ons beleef hom. Tessa het vroeër gepraat van die selgroep, hoe daar net nie meer kon plaasvind nie, want ons was so in sy teenwoordigheid. 'n Belewenis, wat niemand van jou kan wegneem nie. Iets wat jy persoonlik en privaat beleef. As
is jou getuienis. Ek het tyd met God gehad. Ek was in sy teenwoordigheid. Ek het sy heerlikheid ervaar. As God sê, ek sal myself aan julle openbaar. I will make myself manifest unto you. Mense kry iets soos 'n algemene openbaring. En dit is waar God deur die skepping homself aan ons openbaar. Ons kry iets soos 'n spesiale openbaring, 'n special revelation. En dit is waar die woord van God, die skrif en Jesus spesifieke, reddende, verlossende kennis van God aan my en jou openbaar. Iemand sal leef en dan ewe skielik net 'n rema woord hê. Soos Mario, wat sê, ek het 'n openbaring. Ek kan nie langer leef nie, ek kan nie meer wag voordat ek Jesus volg in deur die water nie. Ek gaan nooit in my eie perfek genoeg kan wees om waardig te wees nie. Ek het dit gesnap. Die Here het hom aan my kom openbaar. Dis tyd vir my om net oor te gee en te sê, ek het 'n publieke getuienis. Ek gaan Jesus volg deur die water. Dis wat hy met my kom deel het 2 weke gelede. Is 'n special revelation. En dan natuurlik 'n personal revelation, 'n baie persoonlike een. Waar die Here homself in 'n intimiteit saam met hom openbaar. Ag, my vrou het soveel van hulle elke dag wanneer sy vroeg in die oggendtyd met die Here spandeer het. En sy net uitdeel, net oorborrel vir hoe sy 'n baie persoonlike intimiteit met hom gehad het. Elke keer wat sy daar is, daag hy op. God shows up every time. Het jy 'n begeerte dat hy homself aan jou manifesteer? Aan jou openbaar? Hy sê reeds vir my en jou vanoggend, ek is met jou. Jy hoef nie ver te gaan soek om my te kry nie. Ek is by jou. Ek is teenwoordig. Maar as wanneer daai intimiteit tasbaar raak, wat ons 'n groter openbaring met hom kry. Ek het so 'n pragtige metafore wat ek net met julle vinnig wil deel. Die Here gebruik imagery, hy gebruik goed vir ons imagination, metafore wat ons kan sien en op 'n ander manier verstaan. Hoor gou hoe mooi is dit, deur die woord in Deuteronomium 32 vers 11. God daag op in die vorm van 'n arend. Like an eagle that stirs up the nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them about. The Lord alone led him. No foreign God was with him. Dis wat hy sê van Moses. God alleen het hom gelei. Maar soos 'n arend wat sy vlerke sprei oor sy kinders. En ek kan sê, Here, ek sien daai krag wat hy openbaar. Soos 'n vader wat omgee vir sy kind. Dis wat hierdie metafoor van 'n arend vir my sê. In Jesaja 33 vers 21 sê dit, and a wide river God is like. Hoor bietjie. There the Lord will be our mighty one. It will be like a place of broad rivers and streams. No galley with paths ride with them. No mighty ship will sail them. God is soos 'n rivier. Vir my is 'n rivier lewendig. 'n Dam staan. En daai water wat nie vloei nie, word groen. En dit kry 'n reuk. En dit raak stabiel en dit raak
dit raak vrot. En niks, visse, vrek, daar's nie meer suurstof in die water nie, nê? Maar 'n rivier vloei. Dis lewendig. Daai lewende water raak die oewers, die banke van daardie rivier. En alles reik uit na daardie rivier. Ek het verlede naweek, het ons tyd spandeer hier in Parys, langs die rivier. Jy moet sien hoe spring die visse. En daar's wat ons noem rapids, die klippe, onder die water, en dit borrel spierwit skuim, en hierdie water gee hierdie vars reuk, en dit trek alles aan. Die voeltjies hover daar oor, ek hoor net die Adidas, en ek hoor 'n visarend, en hierdie grasies groei langer hier langs die water, oewers. Ons het so 'n ou baba hondjie gekry, en sy wêreldjie was so klein soos Christus se kamer gewees vanaf Desember, maar toe ons hom daar loslaat, hy het sulke plofpoetjies, en hy hardloop langs daardie rivier, en hy kan nie stop nie, en hy ryk aan alles, en hy spring, en hy's opgewonde, en hy lewe, wanneer hy homself daai hele dag so moeg gehardloop, en dan val hy net om en hy slaap. Langs daai rivier. Dit spreek van lewe, en dit spreek van gesondheid, en dis hoe God is. Wanneer ek en jy naby hom is dit nie 'n mooi metafoor nie, God is soos 'n rivier. In Psalm 84 vers 11, He is called a sun and shield. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows His power and harmony. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Jy weet, soveel as wat hy sonstrale gee, net soveel beskerm hy teen die son. Dis hoe God is. Net soveel as wat God vol heiligheid is, net soveel verskaf hy aan my en jou die genade om in sy heiligheid in te kom deur Jesus. Net soveel as wat God van my en jou 'n verantwoordelikheid vra, en hy sê vir my en jou, staan op, loop vorentoe. Net soveel sê hy, ek sal jou die krag gee om op te staan. Ek sal saam met jou loop, ek sal jou in staat stel om vorentoe te gaan. Ek wag vir jou in die toekoms. Net soveel as wat daardie son vir my en jou vitamine D gee en gesond is vir ons. Net soveel kan daardie son skade maak. Vra maar vir Kobie, hy smeer vir hom en hy sit vir hom as ons golf speel goed aan sy arms, want daardie son kan sy vel skade gee. Maar God sê hy, beskerm jou ook teen die skade. Ek wil vir jou uitnooi vanoggend om God net te sien as 'n Vader vol liefde. As jy hom leer ken as 'n God van heiligheid, hy is dit. As jy hom leer ken het as 'n God wat oordeel, hy is dit. Maar hy het alles vir my en jou gedoen, sodat ons kan lewe, hoop kan hê. Ons hoef nie boedeloor te gee en te sê, ag, dit is die disippels, toe Jesus sê, hoe moeilik is dit om die koninkryk van God te beerwe? Dit is soos die naald van 'n oog. En 'n kameel kan nie daardeur gaan nie. En die disippels sê, maar wie kan dan gered word? Amper hierdie futiele oorgawe, Here, dit is dan so moeilik. Dan is dit onmoontlik om gered te word. Wat help het ek probeer nog? Jy sien, ons kan nie 'n futiele gevoel hê nie. Want God het dit moontlik gemaak vir my en jou. Hy sê elkeen wat sy naam aanroep, sal gered word. Hy sê, as jy na my toe kom, sal ek jou nooit wegwerp nie. Hy sê vanoggend vir my en jou, ek is met jou. Moenie bang wees nie. Mag jy vanoggend saam met my 'n nuwe besef kry
en geloof hê dat die pad met die Here is die pad om te stap. Hy is met jou. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir 'n vars geleentheid vir ons om te glo, u is met ons. U gaan voor ons uit. U maak ons pad gelyk. U help ons. U ken ons by die naam. U hoor ons. U sien ons. En u gebruik ons. Dankie Here, dat ons hierdie woord kan verkondig en glo, dat u anker dit in ons harte vanoggend. Seën elkeen wat kies om te glo, ek is nooit alleen nie, God is by my. In die naam van Jesus. Amen.